Ek wil vanmôre met u, ons is besig met die gees en siel en al hierdie goed, en ons het so 'n bietjie geraak aan die inplant van die woord en ontvang die saaier ensovoorts, al hierdie goed. En ek wil vanmôre my bietjie nader toespits. Ek wil die fokus nader bring van presies hoe die bouwerk moet gebeur. Ek en jy is in 'n bouproses. Amen. En die proses is om terug te kom na die beeld van die seun van God. God sou, of laat ek liewer sê, God het ons na sy gelykenis en beeld geskaap om hom op die aarde te verteenwoordig, né? En dit sou altyd geskied deur 'n seun. En toe die eerste seun van die plan afwyk, en die oorspronklike bedoeling van God, het God dit dadelik weer herstel en ingestel en bevestig. En nou, deur die eeue, wys God sy plan aan die mense. En dit wil ek bietjie met u hanteer. Kyk hoe ver ons kom. Wys God aan die mense hoe om dit op die aarde te bou. Nou, as 'n voorskou van hoe God uiteindelik beplan om alle dinge te herstel. Ek en jy gaan terugkom, want ons is gedestined, nie predestined. Ons is, wat sê die Afrikaans, wat sê die woord? Wat is Romeine 8? Voorbeskik. Romeine 8, voorbeskik, om te kom tot by die beeld van die seun van God. En maak nie saak wat ek en jy doen nie, ons gaan terugkom daarna toe. Ander woorde, hoe gouer ons in die bouprogram van God inkom, hoe gouer kan ons die werk klaarmaak. Want Handelinge 3 sê, heaven must hold Christ back until everything has been put into order. Nou, en tot sy vyne gemaak is die voetbank van sy voete. En in hierdie plek om terug te kom na die beeld van die seun van God, moet ek en jy inteken vir 'n bouprogram. Moet ons betrokke raak in 'n bouprogram. En ek wil graag bietjie die fokus daarna toe vat vir oggend. Kom ons lees Eksodus 25. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Nou kom ek, miskien moet ek net terug gaan na wat ek nou nog gesê het. Met ander woorde, die bouprogram wat ons in is vir die redding van ons siele. Maar die groter naam daarvoor, die groter effek daarvan is, God is besig om weer 'n seun te bou. Is dit reg? So ons bouprogram is sonship, seunskap. Dis wat gebou word. Hoe gouer ons daarby kan inval en dit toelaat in ons lewens, hoe gouer kan ons die werk klaarmaak. Here het met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offergawe moet bring van elkeen wie se hart hom aandrywe. Moet julle my offergawe bring. Ook moet hulle, ek wens ons kan weer op die plek kom wat ouens se hart hulle aandrywe. Is dit nie mooi gestel nie? Wat ouens se hart hulle aandrywe. Kan ons weer na die plek toe kom wat jou hart die bepaler van jou lewe is? Nie hoeveel die pastoor vra vir wat jy moet gee en hoeveel hy vra vir geld of al hierdie goed of so nie, jou hart moet jou aandrywe. Amen. Die hart moet die motivering van jou lewe word, of vir wat ook al. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon, volgens alles wat ek jou laat sien. Die voorbeeld van die tabernakel en so aan, en wat vanoggend aangeraak is van die ark, het God al begin, hè? Julle moet vir my 'n heiligdom maak, dat ek in julle midde kan woon, volgens alles wat ek jou laat sien. Die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbey behoort. So moet julle dit maak. En dan sê vers 40, na al die goed wat hy nou vir hom sê, dan sê hy, en kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Kyk laat jy dit maak, God vat hom op die berg op, en God wys hom, hoe moet hierdie tabernakel lyk, what must his dwelling place look like? Dis die eintlike mooi naam daarvoor. The dwelling place of God. Nou luister nou mooi, die ark en daarna het ons die dwelling place van God geword, soos jy vanmôre gehoor het. God het
spesifieke, meticulous planne vir sy woonplek gehad op aarde. Hoeveel te meer vir my en jou? Dink 'n bietjie daaraan. As God so spesifiek was, hy sê vir Moses, en ek gaan nou vir eers interessante skrif van Hebreërs wys, hy sê, luister, jy moet hierdie ding vir my bou, en dis hoe julle moet bou, die mense moet goed bring en gee, soos hulle harte vir hulle gee, ensovoorts. Hy sê, maar luister, jy moet hierdie goed bou, sorg dat jy dit maak volgens wat ek jou gewys het. As Moses enigsins afgewyk het van een klein detail, was die ark nie reg, was die tabernakel nie reg nie. Hoor jy wat ek sê? Hoeveel te meer die detail van my en jou, wat nou sy woonplek is, en wat terug moet kom na sy volheid toe. Hoeveel te meer vir ons is daar bouplanne? Vir jou langs jou, daar's 'n bouplan vir jou. 'n Bouplan, daar's bouplanne vir ons. Hierdie goed is so interessant, as jy eers hierna begin kyk in die skrif, dan kan jy net sê, Here, U is 'n wyse God. Dan kan jy net, jy kan net in verwondering net voor hom staan, en sê, wow, hy het 'n plan vir my lewe. Hy het 'n manier hoe ek gebou moet word, hy het 'n manier hoe ek moet lyk. Nie met 'n rooi neus nie, dit was nie sy plan nie. Maar hy het my daar deurgevat. Kom ons lees weer vers 40. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Nou kom ons gaan na Hebreërs 8 toe. Ek moet vanmôre kort preek want ons moet 'n vliegtyg vang. Hebreërs 8, want as hy op aarde was, sou hy, dis nou Christus, selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is, wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien. OK, met ander woorde, die priesters van die Ou Testament het 'n afbeeldsel en skaduwee van hemelse dinge bedien. So God het, toe hy whatever hy laat doen het in die tabernakel en so aan, was 'n afbeeldsel, 'n skaduwee van how things are in heaven. Dink julle aan die Onse Vader gebed, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. So ek en jy moet die heaven op die earth wees volgens die patroon van wat daar bo is. OK, maar hy het dit al daai tyd begin. Hierdie ouens, alhoewel dit dit het 'n tydperk sy doel gedien, maar dit het verouderd geraak, hierdie ou stelsel, né? Maar tog was dit hemelse dinge se afbeelding, se skaduwees wat hulle bedien het. Dis crazy dit, laat as jy so daaraan dink, dan kry jy respek vir hierdie goed. Dan verstaan jy hoekom God gesê het, jy moet daai ding so, jy moet daai ding so, jy moet daai offer so bring, jy moet daai lam so sny, jy moet daai so, en al hierdie goed. Hy het 'n spesifieke doel in sy alwysheid daarmee gehad. Vers 5, hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien het, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, sê gou voltooi. 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, God het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Nou, jy het nou miskien nou net so vinnig oor dit gelees, maar ek wil jou gou 2 woorde wys. Kom ons lees gou die Engels. For if he were on earth, he would not be a priest, since there are priests who offer the gifts according to the law, who serve the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. Sê gou make. For he said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. 2 keer die woord make, het jy dit gesien? Wys gou weer vir ons daar vers 5 asseblief. Daar's make en make.
2 keer die woord make. In die Grieks is dit 2 verskillende woorde. En nou moet jy gaan kyk, wat is die rede? Wat is die doel? As jy gaan kyk, as jy wil weet hoe Moses moes gewerk het, en wat is die afbeelding, dan moet jy gaan kyk na, hoekom is daar 'n sekere make daar gebruik, en hoekom is daar 'n sekere make daar gebruik. Dis hoekom jy 'n taal het, is dit reg so? So die taal gaan vir jou die oplossing daarvan gee. In die Afrikaans, kom ons gaan terug na die Afrikaanse 5 asseblief familie, vers 5. Die tabernakel sou voltooi, was hy nie daar in Bold nie, sorry, ja, hy is nie in Bold nie. Voltooi, kyk dat jy alles maak. Voltooi en maak, make. Nou, in kort het hierdie woorde die betekenis van dit, hierdie 2 makes. Die eerste een, of in die Afrikaans noem hom voltooi. Die tweede een, met ander woorde, die Here sê, kyk dat jy die tabernakel voltooi, want hy het gesê, of toe Moses die tabernakel sou voltooi, het hy voordat het God gesê, kyk dat jy alles maak. Nou, die tweede woord maak, is eintlik die een, wat eers is, wat die betekenis het van, dis die beginner. Nou, Moses, jy moet hierdie tabernakel, jy moet vir my tabernakel maak, volgens wat ek jou wys. Jy moet die instigator, jy moet die beginner wees, jy moet die job aan die gang sit. Maar Moses, jy moet ook die ding voltooi. Dis die ander make. Ek gaan nou net, dis nou net baie basies, ons sal later in detail daarby kom. So, wat is die hemelse afbeelding? Kom ons kyk gou na Hebreërs 12 vers 2. Daar op die bord, dit is nie in my slides nie, maar as jy jou Bybel bietjie wil blaai, vat gou Hebreërs 12 vers 2. Hierdie bord maak julle lekker lui. OK, daarom dan, vers 1, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder. Die Engels sê die author and finisher, is dit reg? Die author and finisher. Author daar beteken nie skrywer nie. Author het die betekenis van die beginner en die einde. Die beginner en die einder. Voleinder, sê die woord. So die hemelse betekenis van wat hierdeur deur die werk van Moses moes geskied het was, Moses, ek wil hulle wys, deur jou aksie en mense wat jou help in alles. Deur die bou van hierdie plek wil ek jou wys, ek is die beginner en ek is die voleinder. Filippense 1 vers 6, ons het vertroue dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit voleindig tot op die dag van Christus Jesus. Is dit reg so? Hierdie prinsipel bring God deur die bouwerk. Wanneer ek en jy gebou word as 'n seun deur die woord van God, dan is die beginsel, God wil vir die wêreld wys, ek is die beginner en ek is die einder. Ek het niemand se interference nodig nie, ek kan die job begin en ek kan hom klaarmaak. Amen. So alle eer moet aan God gaan. Hy is die een, I will build my church, het Jesus gesê. Is dit reg? Jesus gesê, I will build my church. OK, so kom hierdie principles deur. Die beginner en die voleinder, die author and the finisher of our faith. So hy sê vir Moses, as ek nou die Engels moet vat, hy sê jy moet hom make en jy moet hom make. OK, jy moet hom begin en jy moet hom voleindig. En die voleindig het die woord, het die sin van altyd, perfection. Kom ons wys gou vir u. Nou OK, julle moet nou vanmôre oplet. Hierdie gaan vir jou voel soos 'n taalklas, maar soms moet jy deur hierdie goed gaan om te verstaan. En mag die woord vir julle meer lewendig word deur dit. Die eerste woord make,
dis nou die wat eintlik die einde is. Dis die een waar die Afrikaans sê, jy moet dit voleindig, né? Dis die eerste een wat daar voorkom, wat eintlik tweede moes gewees het, maar kom ons hanteer hom gou. Nou, ekskuus nou vir al die Grieks, jy hoef dit nou nie te onthou nie, maar ek wil net hê dat jy verstaan, want dit help my net om te gaan waar ek moet. OK, daai eerste een, die woord make, né? Is daai woord epiteleo, die stamwoord. Kyk mooi, die stamwoord waarvan hierdie Tamu praat altyd van 'n family of words. Die woord teleios, teleo ensovoorts. Dit het altyd dis 'n stam, dit het 'n basiswoord of 'n grondwoord en dan baie afgeleide woorde daarvan af. Nou die stamwoord beteken end goal. End goal of twee woorde end and goal. OK, so nou kan jy al klaar verstaan as jy praat van bouwerk. Wat is ons goal? To come to the fullness of the Son of God, of the image of the Son of God. Waar dit begin, God is die author, waar dit begin, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. OK, so telos beteken end of end goal of goal. Nou die sinnetjie net daarna, kyk hierso, to understand die woorde wat hieruit afgelei word en so aan waar ons verder heen gaan. In the New Testament, one must remember their dynamic character. En hier's wat ek wil hê jy moet onthou. They denote fulfillment, voltooiing. Die woord teleios het aan sy hart, in sy kern, het hy die konsep van voltooiing, klaar te maak, om die job klaar te maak. OK, nou kom ons kyk na van sy betekenis. En ek gaan nou maar ek sal die goed vir jou stuur, dan kan vir julle wat dit bestudeer, kan meer tyd daaraan spandeer. Ek wil vinnig gaan. Kom ons kyk verder. Ek gaan net dit lees. Goal, result. Jy sal nou alles sien, dis rondom die voltooiing. Hoekom die Afrikaans sê voltooiing? Goal, result, conclusion, end, en dan 'n byvoeglike naamwoord perfectly, to the limit, in full measure, uttermost and ending. The end, the last in any succession or series. Baie interessant, the last in any succession or series. Volgende een, that by which a thing is finished of its close. Né? Sy voltooiing, die klimaks, die einddoel. Romeine 8. The end to which all things relate, of the aim, purpose. Wat is die doel? Wat is die aim? Waarheen gaan ons? Wat is die goal? En dan die konsep van achievement, om dit te bereik, fulfillment, execution, die uitvoering daarvan, success, die voltooiing daarvan, completion, perfection, wat baie keer volwassenheid in die Nuwe Testament vertaal word, in die Afrikaans, final step, supreme stage, die crown, hulle praat ons van jy span die kroon op alles, né? Goal, maturity, result, conclusion, end of cessation. En dan hierdie sinnetjie, adverbially, as bywoord, the meaning is finally, fully, totally, completely. OK, ek lees dit nou maar net, ek dink jy kry die idee. Nou kom ons lees verder. Telos has different senses in apocalyptic, in die eindtyd goed, né? Het hy betekenisse soos last time, latter days, last epoch van tyd, the end of days, word al daai goed genoem. This last time will bring the fulfillment of the Old Testament prophecies. Dis hoekom dit so genoem word. Nou kyk nou mooi, used for various Hebrew terms. Telos means execution, die uitvoering daarvan, die uitvoering. Kom ons kyk na 1 Kronieke 29. Dawid bid voordat hy sterwe en Salomo die tempel moet bou. En gee aan my seun Salomo 'n volkome hart om die gebooie, die getuienisse en die insettinge te onthou en om alles te doen, dis die woord teleios, om alles te doen met die konsep van voltooiing, né? En om die paleis te bou wat ek voorberei. OK, ons kom nou terug daarna toe. Nou hierdie grondwoord telos wat ons gesien het, end of goal, kom van 'n ander woord af, of dis die grondwoord, of telo is die grondwoord, en kom ons kyk verder. From telo, to set out,
for a definite point or goal. Dit is interessant, hè? Die eerste een was telos, wat end of goal is, en dan is hierdie ene werkwoord. En sy betekenis is to set out for a definite point or goal. Alles wat ek sê, wil ek graag hê jy moet inbring in die konsep van wat ons praat oor bouwerk. Want ek wil terugkom na die bouwerk van die apostoliek toe. In ons lewens, in ons gemeente, hoe ons werk. To set out for a definite point or goal. Ander woorde ouens, as ons nie weet, wat is die goal nie? Wat is die einddoel? Waarheen is ons op pad? Hoe moet dit lyk wanneer ons die finish bereik? As ons nie weet hoe dit lyk nie, dan is ons nêrens op pad heen nie. Hy wat nie weet waarheen hy gaan nie, kan enige plek gaan. Julle hoor wat ek wil sê. Maar daarom sê die Here, en dis wat ek veral by u wil laat vandag en wanneer ons hierby aangaan. Die Here sê, ek het my planne vir sekere mense gegee. En reeds in die Ou Testament sê hy, Moses, ek gaan vir jou die planne gee. En ek gaan vir u wys deur die Ou Testament hoe ander kom en sê God het my die planne gegee hoe sy huis moet lyk. God het my die planne gegee. Jy weet as jy Esegiel gaan lees, daar's verskriklike mooi hoofstukke in die Ou Testament oor dit. Dan kom Esegiel, dan gaan wys God om die tempel. Hoe die tempel moet lyk en so aan. Dan vat jy daar uit die beginsels en jy trek dit oor na vandag toe. Byvoorbeeld, ek het vir die laaste keer gesê, daar was 'n mate in die tempel waar die hoogte en die breedte en die lengte presies dieselfde was. Kan jy dit onthou? En dis die konsep, as ek en jy die tempel en die woonplek van God is, dan beteken dit, my hoogte en my lengte en my breedte moet presies dieselfde wees. Dit hoef nie fisies te wees nie, maar just a thought. Maar dit, julle verstaan wat ek bedoel, met ander woorde, my broeder en suster, God wil nie hê, daar moet flaws in ons lewe wees nie. Julle verstaan wat ek bedoel, nie? Die hoogte en die breedte en die lengte, jy moet altyd dieselfde wees. Jy moet 'n refleksie van hom wees. Jy moet nie donker plekke in jou lewe hê nie. Sulke tipe goed. Okay, so daar's geweldig baie in die skrif wat jy in die Ou Testament maklik net kan oorlees. Nou die werkwoord hierso wat praat van hierdie voltooi. Kom ons kyk gou hierna, dis baie interessant. Sy betekenis is to carry out, slide 21, to carry out of to complete. Teleo, to carry out of complete. Dis eintlik wat vir Moses gesê is, maar 'n sterker vorm is hierdie woord. To carry out of to complete. Nou kom ons vat sy betekenisse. Eerstens, to carry out instructions. To carry out instructions. Okay, kom ons breek dit op. Wanneer die Here vir ouens onder wie jy jou lewe sit, wanneer die Here vir sulke ouens instructions gee, gaan hulle, as hulle hart met God reg is, gaan hulle doel wees om daai instructions in jou lewe verwesenlik te kry. Is dit reg so? Julle verstaan wat ek bedoel, né? Dis hoekom daar inspraak in ons lewens is. Salomo sê, die soene van 'n vyand is oorvloedig, maar die wonde deur een wat liefhet is opreg bedoel. Jy sien, as jy deur God gestuur is, dan is jou, luister, en die woord apostel beteken eintlik maar gestuurde. As jy deur God gestuur is, dan is jou hooffunksie, jy moet sy wil op die aarde doen. Jy kan nie die wil van mense vooropstel nie. Jy kan nie die guns van mense vooropstel nie. Jou mandaat waarmee jy gestuur is die wil van die Here. Julle hoor wat ek wil sê, né? En dis principles wat in bouwerk moet voortkom. To carry out instructions. En net so moet die ontvanger van die instruksie dit uitvoer. Ouens, ons lewe in 'n nare dag waar ouens elke week in 'n kerk sit en hy gaan huis toe en volgende week kom hy weer en hy soek 'n beter preek en hy het vere gedoen met wat hy laasweek ontvang het. Is dit reg so? Ons het in 'n lui opset verval. Ek sê nou nie die gemeente nie, ek praat oor die algemeen van die kerk. Ons het in
in 'n vieslike opset verval, waar dit net gaan oor kerktoekoms, sodat ek gesien word, en ek kom hoor weer die preek, en ek het vrede daarmee te doen, en volgende week kom ek terug. Dis tyd dat daai woord wat uitgaan, my mandaat word. We'll have to carry out instructions. As ek vir jou in jou lewe sê, werk aan hierdie ding en maak so, dan verwag ek dat jy dit doen. Want môre oormôre wat jy 'n volgende ding, dan jy nog eers daai gedoen nie, hoe verwag jy sukses? To finish, to fulfill, to accomplish, to perform, to execute, to complete. Kyk hierso, kyk gou hierso. So that, met ander woorde, jy moet hom finish, fulfill, accomplish, perform, execute, complete. So that the thing done corresponds to what has been said, to the order of the command. So die ding wat jy complete het, jou eindproduk moet ooreenkom met die command. Okay, to carry out, met ander woorde, the contents of a command. The contents of a command. Met ander woorde, ouens, as hy vir Moses sê, jy moet die tabernakel voltooi, dan beteken dit exact representation van die command. Wat was die eerste command? Laat ons mense maak na ons beeld. Ag, sê gou halleluja. So die exact representation daarvan gaan wees, iemand wat lyk soos die beeld van die seun van God. Jy sien, ons is hier om kerk te hou en programme en om mense te entertain en al hierdie goed nie. Dis nie waarvoor kerk is nie. Kerk is hier om die image van Christus terug te bou in mense. Dis waarvoor kerk is. So, nou kom ek vat nie gou Nuwe Testament toe. Nou kom Paulus op 'n latere plek en hy sê, die Here het hierdie bouwerk spesifiek aan 2 van die 5voudige bediening gegee, apostels en profete, om te bou volgens die plan en om Christus as die fondasie in mense se lewens te vestig. Nou kom ek wys u in die bouwerk, waar kom die woord teleios in? Kom ons kyk gou na Kolossense 1. Kolossense 1, jy sal dit op daai ander system vir my moet kry. Kolossense 1 vers 24. Ek gaan nou maar baie stadig, maar ek wil nie julle moet bybly, julle moet asseblief hierdie goed julle eie maak. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. Dis Paulus, né? Waarvan ek 'n dienaar geword het, is van die gemeente, volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid, of ons verstaan dit, né? Christ in you, the hope of glory. Dis die verborgenheid waarvoor Paulus gestaan het en wat hy in mense wou vestig. Dis die fondasie van Christus, dat Christus nou in ons woon ensovoorts. Hom verkondig ons, kyk nou verder vir 28, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak, sê gou volmaak, in Christus Jesus voor te stel. Dis die woord teleios. Teleios, volmaak, volwasse, volmaak, net soos hy. Om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Met ander woorde, die eindproduk van wat ek vir hom voorstel, ek as, hy nou, in sy taal nou, hy as apostel vir wie hierdie grys gegee is, my eindproduk, as ek die signs vir hom wys, dan moet dit exact representation wees, dan het ek die werk voltooi, dan het teleios gebeur, when it's the exact representation of him, wanneer hy homself kan sien in die eindproduk, dan het ek geslaag, ek wat Paulus is, of ons sal later bekom by hierdie goed. Nou sê hy, kyk wat sê hy verder, in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry, volgens sy werking, wat in my werk met krag. Met ander woorde,
Ek het 'n turbo. Ek het hulp, sê Paulus. Christus se krag werk in my om hierdie goed te doen. Maar ek kan nie nou passief staan en sê hy werk in my nie. Nou moet ek arbei en ek moet stry. Ek moet arbei en ek moet stry om julle volmaak in Christus te kry. Anders gaan julle net hier bly. Henning sê vir my ek het 'n poet's nose. Daar's blykbaar iets soos 'n poet's nose. Ek wil nog gaan kyk wat dit is. OK, so die stry en die werking. Verstaan jy? Dis hoekom baie keer die pastoor met jou moan. As hy nie ywer en vordering sien nie, dan moan hy. Want hy moet stry volgens die werking, volgens die ywer, volgens die turbo wat in hom is, moet hy stry om jou daar te kry. En ander ouens is hulle lewe lank happy om net 'n naam op 'n gemeentelys te wees. Stel nie belang om te vorder of te groei of niks nie. As jy nou die storie van die potlood gehoor het. Later dan ja, nee, kom ons los dit maar daar. Kom ek sê dit net so, sommige ouens se name is in potlood op die lys geskryf. Want hulle is môre hier, dan hulle oormôre daar, dan hulle dit, dan hulle dit, dan hulle teruggeval, dan hulle dit, dan hulle dat. Die pastoor weet later nie meer waar hulle is nie. Ouens, we must come to exact representation. Hoor jy wat ek wil sê? Nou luister mooi, dis nie net 'n fabel of 'n teorie nie. God het die plan gegee. God het die plan gegee en God het ons onder apostolic ministry gesit sodat hierdie goed in ons lewe sekuur ingebou kan word. Dis die rede hoekom jy hier is. Dis die rede hoekom God jou hier gestuur het. Dis nie net nog 'n kerk tussen al die ander nie. God het jou hier gesit sodat jy hierdie woord kan hoor en die saad kan ontvang. Dis die sperm van Christus. Dis wat die woord letterlik sê. Sodat sy nature in jou gevorm kan word. Sodat jy kan kom tot by die eindproduk, die gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God. Maar daar's 'n plan gegee, daar's 'n meesterplan en as ek afwyk van die plan, dan kan die werk nie voltooi word nie. Hy kan begin word, hy kan gedoen word, maar ek kan hom nooit klaarmaak sonder exact representation nie. Wow. Dis great, hè? Okay, to bring to an end, to a close, to finish of to end. To do just as commanded. To do just as commanded. Onthou jy ons het op 'n stadium gepraat oor bevel en beheer. As jy army toe gaan, stap jy in onder iets soos bevel en beheer. En daai bevel en beheer sal jou redding beteken in 'n oorlogssituasie. As jy aan die reëls en die goed kan hou, sal dit jou safely bewaar. Hoekom? Want die persone wat jou daardeur moet vat is opgelei. Hulle is opgelei, hulle was al daardeur, hulle weet in watter situasie wat gedoen moet word. Maar as ons in die kerk kom, dan sê ons, ag, dis 'n free for all. Dis nie 'n free for all nie, ons dien 'n God wat baie duidelik sy planne uitgestippel het. To do just as commanded, to perform the last act which completes a process. Wow. Kom ons lees dit weer. To do just as commanded, to perform the last act which completes a process. To fulfill obligations, to carry through, to actualize, to complete, to conclude. Ek sê weer, ek lees maar die goed eers, steek iets dalk vas, of eers kan jy na die tyd gaan kyk en hierdie goed gaan bestudeer. Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring, teleio. Teleios, né? Volbring, daai volbring, as jy deur die Gees wandel, sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees tot vrug, of tot, wat is die woord wat ek soek? Completion bring nie. Ok, dis die betekenis van hierdie woord.
En dan die een wat vir Moses gebruik word in Hebreërs 8 is epiteleo, dis 'n versterkte vorm, to perform, to establish, to actualize, to carry out or accomplish, to carry through, dis 'n mooi betekenis, to carry through, ek gaan nou vir julle lees, to finish, to fulfill, to make, to do, to perfect, to bring to an end and to accomplish, to perfect, to execute, to complete. Okay, ons het almal gekyk. Nou daai woord, die effek van to carry through, is wat ek nou vir u gesê het. Filippense 1:6. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig. Die korrekte betekenis is, he will carry through. Hy het dit begin, he will carry through tot op die dag van Jesus Christus. Hy sal dit deurvat tot op die einde, hy sal klaarmaak. Dis die konsep van hierdie woord teleios, baie kragtige woord. Kom ons gaan gou af na Romeine 9 vers 28. Want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n saak wat verkort is op die aarde sal doen. Hy volbring 'n saak. Johannes 4:34, miskien een van die mooiste betekenisse. Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring, teleios, te volbring, klaar te maak, te vervul, fulfillment, dis die doel van hierdie woord. En om sy werk te volbring, dis daai woord, dis teleios. Ek wil gou vir julle 'n stukkie lees van wat in die kommentaar, een of twee goed in die kommentaar. Dan se klaar. Man as builder. Structures built by man are judged by God as either good or bad. Kyk hierso, according as they conform to his character and purpose. Dis mooi gestel, né? Structures built by man, selfs in die kerk, dit wat ons doen, ons mense se lewens bou, are judged by God as either good or bad, according as they conform to his character and purpose. Onthou julle in 1 Korintiërs 3 sê Paulus, hy sê, deur hierdie grace wat ek ontvang het, I became a wise master builder. Hy sê, en ek lê die fondasie. Hy sê, maar ouens moet oppas hoe hulle daarop bou. Onthou jy dit? Ek het die fondasie gelê, Christus, die enigste fondasie wat gelê kan word, maar nou moet jy oppas hoe jy op hierdie ding bou. So God aanvaar die bouwerk as either good or bad, according as they conform to his character and purpose. Thus he accepted the altars built by Noah, the patriarchs, Moses, Joshua. In contrast, he rejected the high places and altars to foreign gods built by Aaron, Solomon, Rehoboam. En so gaan hy aan. Hier's nog 'n nota. The tabernacle and its furnishings were to be made according to the tapnit. Nou, ek moes net hierdie woord daar insit, want ek kon iets anders nie. Dis 'n woord, wat kom van die woord bou af. Die woord bou, as die Here die huis nie bou nie, né? Psalm 127. Daai woord bou het 'n paar ander verwante afleidings en swaan wat van hom afkom, en een van hulle is hierdie woord tapnit, en dit beteken onder andere plan. Dit beteken struktuur, dit beteken sulke tipe goed. According to the tapnit, God had shown Moses in the mount. So die plan, the tabernacles were to be made according to the plan that God had shown Moses in the mountain. Specifications for the tabernacle, the Ark of the Covenant, the table for the bread of the presence, etc., included dimensions, material, design, and even color, though not always were measurements indicated. So daar was nie altyd measurements by alles nie, maar baie spesifieke goed het God vir hulle gegee, maar hy het 'n plan, en dis hierdie woord. So van die woord, as die Here die huis nie bou nie, daai woord bou, kom van die woord seën af. Sê gou seën. Seën is die woord ben.
né? Ben of Eben, en so aan, is die woord Ben, seun. En van daai woord af kom woorde soos structure, plan, daar's nog 3 of 4, ek het hulle nou vergeet, dit kom ergens aan 'n laer verder voor. Al daai woorde kom van die woord bou, wat kom van die woord seun. Kom van die woord seun. So met ander woorde, God se meesterplan. God se dink net bietjie daaraan. God se meesterplan het begin met sy seun Adam. Nou die Bybel noem hom die seun van God. Adam was die seun van God. Noem hy dit so in, en ek dink Lukas 1, 2 of daar iewers. Matteus erns. So Adam verbrou dit, en nou wys die Here regdeur volgens gee hy sulke glimpses, van luister, ek het nie afgewyk van my plan nie, maar om my plan te vervul of te help in vervulling bring, sal daar weer 'n seun wees. En dan, he will bring many sons to glory. Waarna toe sal hy hulle bring? Wat is glory? Hy sal hulle bring na sy gelykenis, sodat hulle weer soos ek sal lyk, soos ek dit aan die begin wou gehad het. Sal hy hulle terugbring. Sal hy hulle terugbring. Kan jy dink, jy weet, Jesus kom, een van hierdie woorde se betekenis is 'n ding van, om dit to name it and proclaim it. Kan jy dink, Jesus sê vir hulle, hy roep disippels uit. Dan sê hy, ek sal julle vissers van mense maak, volg my. En dan later, dan stuur hy hulle uit, en hy noem hulle apostels. Maar die werk was nog nie naaste by voltooi nie. Hy het dit genoem, nog lank voordat dit klaar was. Daai deel van die werk was eers klaar, toe die Heilige Gees kom op die dag van Pinkster, en hulle toerus. Volkome toerus. Toe was daai deel van die werk klaar. Maar dis die konsep van hierdie bouwerk. Dis die konsep van die bouwerk. Paulus kom vir Timoteus, hy sê, die gawes wat in jou gesit is, deur die handoplegging van die ouderlinge. Sien julle hoe hierdie goed moet werk? Dit moet werk in die gemeente, impartation moet werk in die gemeente, al hierdie goed moet werk, om bouwerk te vervul. Ek wou vandag met julle gepraat het oor, een van die sterkste vorms van bouwerk, is die begeerte van 'n geestelike vader. Geestelike vader, ek gaan 'n bietjie, as daar tyd is, een of ander tyd, dit met u deel. Maar God het spesifieke planne. God het spesifieke planne vir ons lewens, en sy plan is, hoe kan ek jou terugkry by my image? Hoe kan ek jou terugkry by wat ek jou gemaak het? Coming back to what we really are, né? Dis hoe ons gebou moet word. So, hierdie goed is baie intensief. Dis hoekom ek baie stadig gaan. Jy moet jou aandag hieraan gee. Nou, ek gaan vir die stuk wat ons vandag gedoen het, op die groep probeer stuur hierdie week, dan kan jy self deur die skrifte en die goed gaan en so. Maar God het 'n bouplan, en God het sy planne gedeel, en ons sal kom by die Nuwe Testamentiese manier van kerk, waar hierdie planne moet uitgedeel is, en waar dit in vervulling moet kom, en in bouwerk moet omgesit word. Dis waarvoor ons hier is. Dis ons mandaat in hierdie aarde, dis ons mandaat in hierdie dorp, om die image van Christus in mense te vorm. Sê gou amen. Het gaan nie oor al hierdie ander goed wat hulle al gesê het is kerk nie. Dit gaan oor om die image. En dis wat Henning vanmôre gesê het, van die goed moet daar buite plaasvind. Die presence moet daar buite manifesteer. Maar hy kan nie buite gemanifesteer word as die ingeplante woord jou nie verander nie. En dis hoekom hierdie bouwerk nodig is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. Ons dankie vir u blessing op dit wat u gee, en Here, hierdie goed vervul ons, en dit maak ons so excited. Ek wil bid dat die Gees van die Here hierdie goed in harte vanmôre sal inplant, en dat ons sal besef, Here, dat ons onsself sal bring om gebou en gevorm te word, want ons is vooropgestel, voorbeskik, om te kom tot die beeld van die Seun van God. Here, dat daar in ons lewe 'n begeerte
en 'n haas sal kom om die werk te voltooi. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.